Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. 'n Groot voorreg om op jou skerm te kan wees. Vandag het ons die voorreg om klaar te maak met 'n reeks wat ons hierdie hele kwartaal mee besig was. Ons het gesê hierdie jaar groei ons in ons verhoudings en ons groei in ons kennis van die Here en kennis van die Bybel en ons wil groei in wie ons is as gelowiges, as volgers van Jesus Christus. Ons wil nie aan die einde van 2026 kom en terugkyk en sê ons het verwag dat groei sommer maar net van self gaan plaasvind nie. Ons wil dit intentioneel in ons lewe inbou en daarom dat ons gekies het om hierdie jaar ook volgens ons temas van die kwartale te groei en hierdie kwartaal se tema was dan om te groei ook in ons verhoudings. En ons het gesê 'n goeie manier om dit te doen is om deur die brief wat Paulus in die gemeente daar in Efese geskryf het, om hierdie brief deur te lees en ons het hom van begin tot einde deurgelees en wil ek jou uitnooi dat as jy deur hierdie reeks saam met ons wil werk of wil kyk of iewers een gemis het, hulle is almal op YouTube beskikbaar of gaan op ons gemeente se webtuiste, daar's 'n skakel wat jou sal vat na die plek toe waar al ons PowerPoints is, al die video-opnames is en selfs meer inligting oor die brief aan die gemeente in Efese. Gaan lees gerus daardeur en groei ook saam met ons in die verhoudings wat jy het met die Here en met ander gelowiges in hierdie wêreld. Vandag sluit ons hierdie reeks af. Ons het 5 Sondae spandeer om te groei in ons verhoudings van hoofstuk 1 tot 3 in die Here. Ons het Pinkster gehad en toe weer 5 Sondae waar ons sê ons groei in ons verhoudings met mekaar en vandag se tema dan saam staan verhoudings waar ons daai bekende gedeelte in Efesiërs 6 gaan lees waar Paulus sê dat ons die wapenrusting moet aantrek en so onsself bemagtig sodat ons voluit kinders van die Here in hierdie wêreld gaan wees. Ons weet Paulus gebruik graag hierdie beelde om dinge vir ons prakties uit te beeld. En in hierdie hele brief wat eintlik 'n omsendbrief van 'n klomp gemeentes in daardie tyd is Paulus besig om vir die gemeente en vir die mense van daardie tyd te leer dat daar moet eenheid onder mense wees. Hulle moenie toelaat dat enige iets maak dat daar onderskeid tussen hulle is nie. Nie taal of kultuur of enige so iets of hulle voorouers of waar hulle vandaan kom moet maak dat daar onderskeid tussen hulle is nie. In Christus is hulle een. Paulus maak hierdie groot sambreel oop en hy sê julle is nou almal een in Christus. Hy het julle een gemaak. Julle is in een kerk en julle is deel van een gemeenskap van gelowiges. En as jy is hierdie gemeenskap van gelowiges waaraan elkeen van ons vandag nog deel het, maak nie saak waar jy vandaan kom, wie jy is, watter taal jy praat nie, jy is deel van die gemeenskap van gelowiges van Jesus Christus, as jy kies om daarvan ook deel te wees. Hierdie praktiese riglyne wat Paulus gee word dan afgesluit, waar hy dan sê dat hy stuur sy boodskapper om ook vir die mense te gaan vertel hoe dit met hom gaan. Hy maak erns met gebed, ons sal dit ook sien in die teks, dat gebed is vir Paulus ook baie belangrik, saam met hierdie verskillende goed wat hy sê ons moet aantrek, sodat ons voluit ook vir die Here kan gaan leef. Ek gaan vir ons die teks lees, Efesiërs 6, vanaf vers 10 tot daar by vers 20. Verder, nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die onlustige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Tychicus, die medegelowige, wat ek baie lief het, die getroue dienaar in diens van die Here,
sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Vrede vir die broers in liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. 'n Baie besondere teks waar Paulus hierdie hierdie soldaat wat gereed is om oorlog toe te gaan, waar hy hierdie beeld gebruik van hierdie soldaat wat voluit gereed is, met al die regte toerusting aangetrek. Hierdie helmet wat opgesit moet word, hierdie borsharnas, die regte skoene vir die geleentheid, die skild en die swaard daarbey. Persoon wat toegerus is en gereed is om voluit te gaan doen wat hy geroep is om te gaan doen. Wat 'n opdrag het en wat gereed is om daardie opdrag te gaan uitvoer. Wat nie wonder wat moet volgende gebeur nie. Mens kan sommer van ver af sien, daardie persoon is vir 'n baie spesifieke doel daar. Daardie persoon is gereed. En dis juis ook so wat Paulus wil hê ons onsself moet aantrek, nie met aardse skild en spies en daardie toerusting om te gaan oorlog voer nie. Nee, Paulus sê juis dat ons trek onsself, rus onsself toe met die ware toerusting wat die Here vir ons gee. En hy sê dan dat wat belangrik is die waarheid. Daar's altyd valsheid wat wil maak dat daar onmin tussen mense kom. Daar is leuns wat maak dat daar skeuring kom tussen mense. Paulus sê, die waarheid is belangrik. Trek dit sommer eerste aan. Waarheid as die gordel om jou heupe, om jou gereed te maak, om altyd die waarheid te praat en te soek vir die waarheid, ook in hierdie wêreld. Te soek na waar die waarheid is en om dit dan bekend te maak. En op daardie manier ook vrede en vreugde in die wêreld te bring. Paulus sê, die vryspraak deur God as borsharnas, dra dit naby in jou hart, die feit dat jy vrygespreek is van al jou sondes, dat jy met 'n trotse bors as 'n kind van die Here hier op aarde kan beweeg, met die wete dat jy reeds die oorwinning behaal, deur Jesus Christus. Hy het dit behaal en hy deel dit met jou. En daarom kan jy voluit daardie borsharnas aantrek en naby in jou hart dra die wete dat jy is vrygespreek in die Here. Dan die bereidheid om die evangelie te verkondig, as skoene aan jou voete, en hierdie is vir my so 'n mooi beeld om te sê dat ons moet beweeg. Jy trek tog skoene aan, nie om in die bed te lê nie, jy trek skoene aan want jy gaan beweeg. En om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig beteken dat jy moet beweeg. Dat jy in hierdie wêreld waar jy besig is om te gaan, moet jy die goeie nuus storie van Jesus Christus met mense deel. Deel met mense wat Jesus vir jou en jou lewe beteken. Trek daai skoene aan wat jou gereed maak om te beweeg vir die evangelie. Geloof as die skild in die hand, as daar goed na jou kant toe kom wat jou wil maak twyfel, dan kan jy dit met jou geloof afweer. Met jou skild kan jy dit afweer en sê, ek hou vas aan die Here Jesus Christus, maak nie saak wat na my kant toe kom, watter valsheid nie, watter valse leer, wat se vreemde gedagtes, vreemde idees nie, ek hou vas aan die Here Jesus Christus in wie ek glo. En in my geloof sal ek volhard. Tussen al die geraas van die wêreld deur, sal ek dit afweer met my geloof waarin ek vashou. Dat ek nie sal ophou glo in die Here Jesus Christus nie, dat hy die een is wat my verlos het van al my sondes, dat hy die een is wat saam met my die pad stap tot in die einde van die tyd hier op aarde, tot in die ewigheid in. Dat hy die een is wat vir my daardie ewige lewe gee. Daardie geloof sal ek altyd bly vashou aan. Sit verlossing as helm op, dis iets wat jy op jou kop moet dra, jy moet dit weet, jy moet dit vir die wêreld wys dat jy is verlos van al jou sondes. Jy moet herinner word daaraan, dis iets wat jy moet oordink, jy moet derentyd weet, en derentyd besef, dat Jesus Christus het jou verlos van al jou sondes. Dis 'n baie belangrike ding wat Paulus hier uitlig, is dat ons nie kan toelaat dat ons gedagtes begin afwyk van die verlossing af, en laat ons dink, ek weet nie of die verlossing vir my genoeg was nie, ek weet nie of dit vir my geld nie, ek weet nie of Jesus Christus dit ook vir my gedoen het nie, dalk moet ek my eie verlossing probeer bewerk.
Paulus sê nee, Jesus Christus se kruisdood en sy opstanding was meer as genoeg vir ons almal. Soveel so dat jy dit soos 'n helmet op jou kop kan sit. Die belangrikste deel van jou liggaam daarmee kan beskerm, dit naby in jou gedagtes kan hou. En sê maar, dis juist hier waar ek weet en besef dat die Here Jesus Christus het my ook van al my skulde verlos. En dan die swaard van die Gees, of hier sê Paulus ook, dit is die woord van God, die Bybel in die hand, as die een wat jy gebruik in elke situasie. As daardie stuk toerusting, daardie lig in die donker, daardie swaard wanneer jy hom nodig het om die brandpyle mee af te weer, daardie stuk wysheid wat jy nodig het om deur die moeilike tyd in die wêreld te kom. Die woord van die Here is vir ons so belangrik om dit te oordink, dit te leer ken. 'n Soldaat ken sy swaard. Hy weet wanneer om hom uit te haal, hy weet hoe om hom te gebruik, hy weet waar lê sy balanspunt, hy weet waar is die skerpste kant. 'n Soldaat ken sy swaard. Net so moet ons die woord ken, ons moet die Bybel ken, want wanneer ons dit ken, dan kan ons in situasies in ons lewens dadelik sê, weet jy wat, hierdie laat my nou dink aan daai dag toe Paulus dit gesê het. Hierdie laat my dink aan daardie gelykenis wat Jesus vertel het. Hierdie laat my dink aan hierdie stuk wysheid wat ons leer uit 'n verhaal in die Ou Testament. Hierdie oomblik in my lewe voel vir my soos daardie oomblik wat Joshua ook beleef het op daai oomblik. As ons die woord goed ken, dan is dit maklik om ons eie lewe en ons eie situasies en die goed wat ons beleef, om dit te konnekteer met dit wat ons in die Bybel leer en die lesse wat ons daarin kry en die wysheid en die insig. En dan is dit vir ons maklik om die twee bymekaar te bring en te weet, wat is dit wat ek in my eie lewe moet doen? Want die woord leer vir my wat ek in my eie lewe moet doen. Hou die swaard in jou hand vas. Paulus sê, ons doen dit alles met gebed. Ons bid die Here in danksegging en gebed, smeek ons die Here, dis woorde wat hy ook in die brief gebruik wat hy daar in die gemeente in Filippi skryf, wanneer hy sê, ons bid, en ons doen dit met danksegging en met smeking. Ons vra vir die Here, en ons sê vir hom dankie, en ons doen dit alles in gebed. Dit is wat Paulus sê, ons moet doen, om onsself gereed te maak, om voluit Christen in die wêreld te gaan wees. Dit is hoe 'n Christen soldaat lyk vir die wêreld. En nie 'n soldaat wat daar is om oorlog te maak nie. Dis nie daai tipe soldaat nie. Dis 'n soldaat wat toegerus is om voluit vrede te gaan bewerk vir die Here Jesus Christus, om voluit die goeie storie en die goeie nuus van Jesus Christus te gaan deel en te gaan vertel vir hierdie wêreld. Iemand wat gereed is om, maak nie saak wat die wêreld na jou kant toe gooi nie, om dit te kan hanteer. Paulus is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hy skryf nou hier, maar hy is die een wat in 'n geweldige moeilike situasie sit. Hy sê daar, ek's 'n gesant in boeye terwille van my geloof. En wat doen hy? Hy sê, kom ek kyk of ek die heel beste kan maak van hierdie situasie en waar kan ek bedien? Kom ek vat my omstandighede en ek bedien binne-in daardie omstandighede. En net so, wanneer ons onsself toerus met elkeen van hierdie dinge, kan ons binne in elke omstandigheid waarin ons gaan, kan ons die Here dien. Ons bid natuurlik dat die Here ons deur moeilike omstandighede moet bring. Maar wanneer ons binne in daai omstandighede is, bedien ons binne in daai omstandighede. Paulus het sekerlik gehoop dat sy tronkstraf sal verbygaan en laat hy weer kan vry wees. Maar terwyl hy in die tronk sit, bedien hy in die tronk. Dis waar die Here hom nou wil gebruik. Die vraag is, waar wil die Here jou gebruik in jou lewe? Wat se omstandighede is jy op die oomblik in, waar jy die Here kan dien en kan bedien? Laastens stuur Paulus vir Tychicus. Hy is die boodskapper, hy is die een wat die brief moet dra. Hy is die een wat die woorde moet terugbring. Paulus sê, bid vir my in hierdie omstandighede, dat ek die regte woorde sal hê, dat ek die regte preke sal preek. Maar Paulus rig die fokus dan op die Here in hierdie hele brief, om te sê dat daar moet eenheid wees onder gelowiges terwille van die Here. Paulus sê dat God is die hoof van die kerk. En Paulus sê dat ons het 'n taak en 'n opdrag om prakties ons geloof te gaan uitleef in die wêreld daar buite. En die Here, deur die Heilige Gees, is juist die een wat ons ook toerus om dit te gaan doen. Die Here los ons nie met 'n opdrag en sê, julle moet dit maar self gaan uitfigure nie. Die Here gee vir ons die Heilige Gees en sê, ek is saam met julle binne in dit. En daarom dat dit 'n saamstaan verhouding is, ons tema van vandag. Ons staan saam as kerk, as eenheid, as gelowiges, en ons staan saam met die Here, wat binne in elkeen van ons lewe. Mag jy ervaar
dat elkeen van hierdie stukke toerusting ook deel is van jou toerusting wat jy in jou lewe gebruik. En as daar van hierdie is wat jy moet herbevestig, jou helmet of jou skild of jou borsharnas of jou swaard of jou skoene of jou gordel, as daar een van daardie is wat jy vandag besef, ek kan hierdie ene sterker aantrek, ek kan hierdie ene sterker in my lewe laat deurkom, dat die Heilige Gees jou ook daarmee lei en jou daarmee help, sodat elkeen van ons voluit kinders van die Here in hierdie wêreld gaan wees. Soos wat Paulus die gemeentes ook van daardie tyd seën, mag die Here jou ook seën met jou pad wat jy stap hier op aarde en elke stukkie toerusting wat deur die Heilige Gees in jou lewe geplaas word. Mag die Here jou gebruik om sy goeie werk in hierdie wêreld te gaan doen. Amen.